Nee, presies, want nou sit jy daarso, jou vleis is al klaar duurder. Ek dink gou jou yskas is af vir 'n dag of 2, dan is daai vleis ook weg. Dan jy al klaar vir jou diervleis verloor. Nou verwag dink hulle gaan dalk in Johannesburg dalk die krag op sekere punte begin verminder of afsny. Ek dink die term wat hulle gebruik is load reduction of throttling. So wanneer gaan ons nou krag hê, wanneer gaan ons nou nie krag hê nie? Dan sit jy met, soos jy sê, elektrisiteitspryse wat op en op gaan, maar dit lyk net nie soos 'n goeie tyd vir ons Suid-Afrikaners nie. Maar ek weet Bussie, jy het genoem 'n storie wat spesifiek vir jou uitgestaan het hierdie week en dit was die migrante kwessie. Maar dis voor ek hy kwessie aanhaal, ek wil sê jy praat oor elektrisiteit in Johannesburg en dit terwyl mense nog steeds probeer sukkel met waterkwessies in hierdie stad natuurlik. Ja. En al hierdie klas van goeters, dit gaan vir my interessant wees hoe die gewone burgers, nie net in Johannesburg nie net in Pretoria nie, maar in die res van die land, want ek dink reg oor die land sukkel elke Suid-Afrikaners met al hierdie tipe uitdagings. Dit gaan interessant wees hoe gewone Suid-Afrikaners hierdie kwessies in hulle agterkoppe gaan hou aan die aanloop tot vanjaar se plaaslike munisipale verkiesings en watter impak dit op hulle besluitneming gaan hê.